Goeiedag, Suid-Afrika, dit is Saterdagoggend by my, 4th of July. En met so 'n bietjie op die refugee program, die mense wat briewe gekry het van denial. Ek het 'n hele klomp vrae al gekry. Is daar iets wat ek vir hulle kan doen om eers die proses vinniger te maak? Nou nie die denial nie, maar mense het my gevra vir die gewone proses. Kan ek nie iets doen om die proses vir hulle vinniger te maak nie? Nee, ek kan nie. Niemand kan nie. Jy moet maar die tyd volg wat dit is. En dan het ek briewe gekry, of nie briewe nie, vrae gekry van die ouens wat nou 'n brief gekry het wat sê hy's gedeny. Wat is die volgende stap wat ek kan doen? Kan ek moet ek weer aansoek doen? Hoe moet ek doen om terug te kom op die program? Wel, ongelukkig kan jy absoluut niks daaraan doen nie. Dis verby vir jou. As jy 'n brief gekry het wat sê jy is nie eligible nie op hierdie stadium nie, beteken dit that's it, dis die einde. Ongelukkig is dit die einde vir jou paadjie. Nou is daar baie vrees onder ander mense, nou donkie mense, moet ek nou my geld en tyd mors om eers aansoek te doen? So ek kry nou baie vrae ook oor, wat van as ek nou bietjie dronk bestuur het 10 jaar terug? Wat van as familielede van my kriminele is, maar nie ek nie en al die. Moenie jouself afkeer nie. Gaan aan met die proses, doen aansoek vir die program. 'n Familielid wat 'n krimineel is, het niks impak op jou nie, behalwe as jy deel is van hy familielid se kriminele aktiwiteite. Die wat nou die briewe gekry het, ek is jammer vir julle almal, en ek hoor ook party mense sê, ja, maar ek het niks in my agtergrond wat my sou laat disqualify nie. Dit kan wees dat jy niks in jou agtergrond het nie, maar dit kan wees jy gedisqualified bloot die feit dat jy miskien iets uitgelaat het. Onthou, hulle kyk na klompgoeters, baie klompgoeters. As hulle iets vind wat jy nie oor gepraat het nie, wat daar is, even as dit klein, dan is jou credibility uit en dan gaan hulle nie aanvaar nie. Een ou het gesê, okay, ons het geweier om inspuitings te vat. Ongelukkig die proses verwag. Nou jy kan in Amerika gebaseer op godsdiens of wat weier om inspuitings en goeders te vat, maar 'n refugee program om jou in Amerika in te kry, jy kan vra vir 'n waiver, hulle hoef dit te gee nie, hulle kan net sê, nee dankie, ons het nie mense nodig wat 'n risiko inbring vir 'n siekte in ons land nie. So dis so eenvoudig soos dit. So die wat geloof teen vaksines en goeders het, die kans dat jy gaan 'n waiver kry is baie min en klein. Jy gaan dalk jou tyd mors as jy wil aansoek doen vir die program. Ongelukkig is dit so. So ek is nou baie jammer vir die wat nou dit nie gemaak het nie, of wat nou die briewe gekry het. Daar's op die oomblik absoluut niks wat niemand aan kan doen nie. Jy kan dit nie appeal nie. Daar's nie 'n brief, daar's nie 'n proses wat jy kan review. En daai review proses is anyway vir refugees is lankal gestop anyway. Daar is nie meer so 'n ding vir refugees dat jy kan 'n review vra nie. Daar was nog nooit 'n appeal proses vir 'n refugee program nie, nog nooit nie. Dit was maar net review en jy kan dit nie weer gebruik nie. So ongelukkig is dit die einde van die pad vir die wat die briewe gekry het. En ons verwag nie dat dit die laaste is. Die wat so klomp briewe op eenslag gekry het, die 1 Junie of daarom, die 3 Junie of 1 Junie. Omdat jy nie daardie 'n brief gekry het, beteken dit nie, dis nou verby, net daai mense nie. Daar's nog, ek kan jou garandeer, daar's nog briewe op pad. Maar hou moed, ons sien die pad vorentoe. Sien julle later, ons moet 4th of July gaan vier. Cheers.